Goeiemôre aan almal van julle. Wat 'n groot voorreg wat ek het om met jou te kan praat. Weet jy hoe kosbaar is jy? Weet jy hoe kosbaar is jy? Weet jy hoe bevoorreg is ek om met jou te kan praat? Weet jy wat 'n groot geleentheid en verantwoordelikheid is dit vir my om met jou te praat? Dis eintlik 'n voorreg van my, want ek ken jou nie. Jy weet, ek praat met iemand wat ek nie ken nie. Dis groot geloof aan hierdie kant van hierdie kamera. Maar ek voel die Here sê vir my, weet jy met wie praat jy? Jy praat met my geseëndes, jy praat met my gesalfdes. Ek het 'n plan met hulle. Baie van hulle weet nie eens wie hulle is nie. Hulle probeer maar uitvind en hulle dink hulle prestasies is wie hulle is en hulle baie geld wat hulle het, dink hulle wie hulle is. Jy is nie wat jy het nie. Jy is wat die Here sê wie jy is. Nou ja, wat ek vanmôre miskien met jou wil deel, is hoe kosbaar jy is, en hoe kosbaar ons land Suid-Afrika in die wêreld is. Weet julle hoe baie kinders van die Here, Christene, Godvreesende mense is nog in hierdie land? Ek het die voorreg om die afgelope 20 jaar deur hierdie land te gaan, van Messina af tot in die Kaap. Eenvoudige, wonderlike, ryk, skitterende mense te ontmoet. En net die beste nuus vir hulle kan vertel, die evangelie van Jesus Christus. Dit was my voorreg. En nog steeds my voorreg. En vandag praat ek met jou. En die hele tyd kom daar net hierdie liefde in my hart vir ons boere, somme vir ons kinders, somme vir gebroke mense. Dis nie ek wat so oulik is nie. Dis die Here wat dit in my hart sit. En dan sê hy vir my, gaan vertel hierdie mense, hoe kosbaar is hulle. Ja, jy is kosbaar vir die Here. Jy is baie, baie kosbaar. Vanmôre het ek sommer net 'n ding in my hart en sê, ek dink ons moet meer bid vir Suid-Afrika. Jy dink, God hoor dalk nie jou eenvoudige gebed nie. Jy dink, jy moet hierdie groot Christen wees, soos Angus Buchan, en jy moet hierdie wonderlike dinge doen, en jy moet perfek wees. Kan ek vir jou sê, jy kry nie perfekte Christen nie. Ons almal is gebroke, ons almal maak foute. Die woord sê, ons almal het gesondig, en dit ontbreek ons van die heerlikheid van die Here. Ons is almal gebroke. Maar as ons bid, dan luister die Here. Ek gaan dit weer sê. Ja, selfs jou gebroke bed is die grootste sondaar. God hoor jou. Onthou jy die ou Lans Jesus in die kruis? Dink net aan my. Ek vra nie iets nie. Dink net aan my. Die Here sê, vandag is jy saam met my. Ek het jou gehoor. Die paleise se deure gaan oop. Die hemel se deure gaan oop. Omdat ek jou gehoor het. Die Here hoor alles. En vanmôre wil ek iets doen. Bietjie iets anders as gewoonlik. En ek wil jou vra om hierdie boodskap net aan te stuur vir elke kosbare persoon in Suid-Afrika en dalk reg oor die wêreld. Ek praat in Afrikaans, dis my taal. En dit is so lekker, so soet taal. Hierdie taal is 100 jaar oud. Hoe wonderlik is dit nie? Dink jy dat ek en jy die voorreg het om dit te kan vier? Wat wil ek sê? Ek wil sy woord lees. Gisterand by ons selgroep het daai woord in Numeri na my toe gekom. Dat God sê, hy is nie om mense te kan lieg nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Dit staan daar. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Numeri 23, gaan lees hom. Vanoggend staan nie 'n woord, en ek wil dit vir jou gee. En ek wil daai vraag vra. As ons dit doen, sou jy dit nie doen nie? 2 Kronieke 11, vers 14. As my volk, oor wie ek my naam uitgeroep het, hulle verootmoedig. Wat beteken verootmoedig? Op hulle knieë gaan, sê hulle is jammer, hulle sondes bely, en bid. Dis wat ons vanmôre gaan doen. En bid, en sy aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek, dan wat? Dan sal ek, sê die Here, uit die hemele hulle hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land kom genees. Dankie Here. Dankie, dis u woord. Dankie dat die woord sê, Numeri, hier staan hy, Numeri 23, ek maak hom oop sommer hier, vers 19, God is geen man, dat hy sou lieg, of 'n mensekind, dat hy om iets sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Numeri 23, vers 19. As my volk oor wie ek my naam geroep het, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek,
en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek in die hemel hulle hoor. Die Here hoor my en jou nou, as jy saam met my bid. En hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek in die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Wat meer kan ek sê? Dis die woord. Kom ons bid saam. Here, vanmôre bely ons al ons sondes. U weet alles. Dankie dat u gesterf het daarvoor. Here, ons erken, ons is gebroken. Ons kom verootmoedig onsself. En sê vir u, dankie Here, dat ons nog 'n kans het om te kan bid. Dankie dat u ons lief het. Dankie dat u ons land wil genees. Here, ons bid vanmôre vir ons land. Kom genees ons land. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Weet dat Jesus jou liefhet en weet dat jou beste voorlê. Stuur hierdie video aan vir mense daar buite wat nie meer hoop het nie. Kom ons kyk hoeveel mense in hierdie land gaan hulle verootmoedig tot die Here bekeer, sodat ons met ons eie oë kan sien, terwille van ons kinders, dat die Here hierdie land sal genees. Totsiens, tot 'n volgende keer.